Midoggend met Sarina op Groot FM 90.5. Wat dit ook al vat, ons moet 'n plan beraam in die Tshwane Metro om dringend aandag te gee aan die tekort aan vaardighede, veral as dit kom by energie- en elektrisiteitsafdeling van die Tshwane Metro. Volgens die Vryheidsfront Plus het die hersteltempo van kragprobleme gedaal tot net 37%. Daar's duisende tegniese klagtes wat al vir maande lank wag om aandag te kry. Ons gesels vanoggend telefonies met Nick Pascoe van die VF Plus oor hierdie krisis en wat dit ook vir inwoners beteken. Goeiemôre Nick, baie welkom hier by Groot FM 90.5. Goeiemôre Sarina, baie dankie, ek waardeer dit. Ek dink ons moet dalk eerstens uitvind wat volgens julle die hoofrede is vir hierdie drastiese daling in die hersteltempo van kragfoute en kragprobleme. Dankie daarvoor. Wanneer 'n mens gaan kyk, ja, aan die eerste kant, daar is regtig 'n groot tekort aan personeel. Die rede vir personeel het aanvanklik gestrek vanaf die 2023 staking, toe baie van hierdie mense die stad probeer gijslaar gehou het en is toe afgedank. Ons kon nie toelaat dat hulle die stad gijslaar hou nie. Ooreenkomstig moes hulle dan nou verder gegaan het om hierdie vakatures aan te vul. Maar vir een of ander duistere rede het hulle nie aangevul nie. Nou, ons praat hier, die spesifieke ouens, hulle praat van, in Engels praat hulle van die switch over mense. Dit is 'n kwalifikasie om op hoë spanning te kan werk. Daar het 26 oorgebly. Nou, dis nie 'n baie moeilike kwalifikasie om te kry nie. Baie van die mense wat op myne werk, het hierdie kwalifikasie. Al wat dan nodig is net 'n tipe van 'n induksie en 'n oorgang om net van die stadse netwerke aan dit bekend te raak. En dan kan die mense in diens geneem word. Maar daar was 'n blaatante, ek gebruik die woord blaatant, maar daar was 'n doelgerigte indiensneming van hierdie mense nie, vanweë die vermoedelike, en ek skryf spesifiek die woord vermoedelike finansiële tekort, maar wanneer 'n mens gaan kyk na die toeseggings en toegifte, met ander woorde in die Engelse woord grants and subsidies, dan wend hulle nie hulle toegifte en gifte en dinge se aan nie. So die hele situasie het neergekom of kom neer op 'n politieke kom ons sê belangloosheid en net 'n politieke onvermoë om hierdie probleem te kan doen. Nick, ek sien julle skryf dat daar slegs 26 gekwalifiseerde tegnisie vir 55 substasies is. Nou, wat 'n risiko hou dit in vir ons kragnetwerk in Tshwane en ek neem aan 'n moontlikheid van grootskaalse onderbrekings. Hoe hanteer ons dit as so iets gebeur? Ja. Dit is inderdaad 'n baie groot probleem. Ek moet net regstel, daar's nie net 26 mense nie, maar dis die 26 mense wat gekwalifiseer is om op hoë spanning die oorskakeling en so aan te doen. So dit kom neer, die 55 stasies plus die 3 invoerstasies, so ons praat van net so onder die 60. Dit beteken dat ongeveer 1 mens verantwoordelik is vir naaste by 3 kragstasies. Dit is 'n wiskundige onmoontlikheid om dit te kan doen. So wat gebeur? Wanneer mens kyk na, daar's 'n norm en standaarde, as 'n mens kyk na enkelhuis elektriese probleme, sê die norm en standaarde, dit moet binne 4 ure herstel word. Wanneer ons kyk na kabeldiefstal, moet dit binne 24 uur herstel word, en hoë volt onderbrekings sonder alternatiewe, met ander woorde dat daar nie 'n ander stasie kan ingeskakel word nie, het hulle 'n 24 uur, kom ons sê 'n norm en standaarde waaraan hulle voldoen. Met hierdie hoeveelheid mense wat minder en minder word, gaan hierdie tye net soveel aanskuif, dat soos ons in die verklaring gestaan het, daar's 'n agterstand van 12.000 sulke take. En dit gaan net meer en meer prominent raak, spesifiek op ons kragnetwerke ook. So Nick, as dinge nie vinnig reggestel word nie, wat is die langtermyn impak wat inwoners van die hoofstad kan verwag? Ons kan nogal 'n redelike donker tydjie tegemoet loop. Letterlik.
Ja. Verskoning, ja. En ek het nie eens probeer om snaaks te wees daaroor nie. Is daar daarom lig aan die einde van die tonnel? Daar's nie eens 'n trein aan die kom nie. Nee. Ek dink wat 'n mens vir mekaar moet sê, in 'n ander stasie het vir my ook die vraag gevra. Wat is die pad vorentoe? Die eerste pad is, die eerste belangrike ding, asseblief mense, doen self. Wat bedoel ek daarmee? Kry jou eie noodkrag aan die gang. Het sy sonstelsels of 'n kragbron of wat ook al, sodat jy nie kan uitgevang word wanneer jou yskaste of jou vrieskaste of wat ook al leeg afloop, laat hulle ten minste krag het. Die tweede ding is, en verskoon my, ek is 'n politikus, aan die einde van hierdie jaar is daar 'n verkiesing. En ons het geen ander keuse as om die huidige regering uit te stem nie. En daar's net 3 maniere hoe jy jou stem kan mors. Die eerste ding is, as jy geregistreer is en nie stem nie, dan vermors jy jou stem. Die tweede ding is, as jy jou stembrief bederf, en dit gebeur ook. En die derde ding is, om jou waardes vir 'n party te gee, wat nie jou waardes gaan nakom nie. Met ander woorde, jy stem vir 'n ander party. Die kruks van die saak is, soos dit nou is, kan ons eenvoudig nie aangaan nie. Ons moet 'n verandering bring, en dan, wanneer die verandering inkom, moet ons weet, die omdraai van hierdie skip, om weg te kom van die afgrond af, gaan 'n tydjie neem. Nick, dankie dat jy vinnig met Groot FM 90.5 gesels het en 'n lekker dag vir jou.